Gek oor haar eie Afrika Ondier, episode 101. Nadat Lia haar ouma se trourok daarbo in haar ma se aantrekkamertjie gaan haal het en in die groot wasdrog met seepwater onderdompel en uitgespoel het, is die motbollereek daarom nou met 'n sagte skoon geur vervang. Met die ophang lyk dit so waar asof haar geen skeure in die byna 60 jaar oue kant net en lap gebeur het nie. Sy toets die stiksels en handwerknate om te sien of iets nie losgetrek het nie. So waar nie. Dit het nogal klouter en klim gekos vir iemand van haar lengte om hierdie museumstuk daar aan die reëling bo kan die trog op te hang, sodat die meeste water kan uitdrup. Om nie heel dag na die lieflike meesterstuk wat deur haar ouma grootjie met haar eie hande gemaak is, te staar en daaroor te droom nie, stap Lia terug na haar studio toe. Sy het werk om te doen, man. Sy het 'n klomp bakkies, bekers en bordjies afgerond. En nou het sy dit geverf en daar moet glasuur opkom. Daarna wil dit oontoe gaan. Sy weet mos al hoeveel goed sy nodig het om haar kielen behoorlik vol te maak en sy sal graag deur die nag wil bak, sodat dit teen Vrydagoggend gereed is om saam te neem Tofu toe. Dit is nou as Aleid plek in sy vliegtuig het vir haar Sergio en Arend, wanneer hy vir Sylvie en Haya moet gaan haal. Later die middag raak dit tyd om die rok uit die waskamer te gaan verwyder, voordat Maria besluit om aanteekte vir haar en haar gesin te gaan maak. Natuurlik sal sy by die waskamer inloer. Dit is waar die skottelgoedwasser homself bevind. Maar niemand mag voor die tyd van haar besluit om hierdie rok te dra uitvind nie. Lia glip weer by die kombuis in en stap reguit waskamer toe. Sy was bang dat die net wat oor dit alles hang pap gaan word. En daar is dit toe nou so. Dit lyk voorwaar effens verwelk en verkreukel. Oh, jy wil in hierdie pragtige rok trou, is ek reg? Praat 'n stem skielik agter haar en Lia skrik eenkant toe. Ja, Tannie Maria. Maar moenie bekommerd wees nie, ons sal hom reg kry. Ons spuit hom met stysel so hier en daar en dan stoom ons dit. Maar kan ons dit asseblief tussen ons hou, 'n geheim? Prevel Lia. Natuurlik, my kind. Ek weet mos, jy sal nie wil hê dat te veel mense hiervan uitvind nie. Maar ek is nou deel van jou geheim en ek is so bly dat jy hierdie pragtige rok gekies het. Ek gaan jou help om dit weer te laat lyk soos die dag toe jou ouma dit waarskynlik aangetrek het as 18-jarige bruidjie. Daar gaan nie 'n droë oog in die kerk wees wanneer jy instap nie. Lia voel hoe die vrou se arms om haar gaan, liefste moederlike Maria, en sy leun 'n oomblik teen haar vas. Of waar anders beplan julle om die seremonie te doen, vra Maria, en laat haar weer gaan, toe Lia wil loskom. Ek dink nog daaroor, ek het eintlik gewonder oor die eetkamer hier van die huis, maar toe kom iets anders by my op. Lia kyk 'n oomblik lank op in die vrou se donkerbruin oë. Maar dit is ook 'n geheim. Ek wil dit regtig as 'n verrassing hou vir Sergio, maar ook vir die res van die gaste. Daardie oë wat na haar afkyk begin glinster. Maria hou daarvan om deel te wees van geheime en verrassings. Vertel, sê sy. Ek het gedink aan daardie stoorkamer waarin die bouers geslaap is. Dit is deel van die lang gebou en dit lyk mos na niks van buite af nie. Niemand sal eers wonder oor daardie plek nie. Maar Lia, dit is vreeslik donker daar binne. Die vensters is klein en hulle sit deurbo. Presies, Tannie Maria, die dak is hoog en die vensters sit onder die dak. Dit is 'n tipiese stoor of 'n industriële kamer, bevestig Lia. Daarom wil ek een van Haya of Steel se verwers leen en dan wil ek hulle wys dat ons die mure so oudtydse afwerking gee. Miskien dit so bietjie soos 'n grot laat voel. En dan wil ek 50 kershouers teen die mure laat vassit. En vir Jesu vra om dit aan te steek net voor die seremonie. O my aarde Lia, dit is net jy wat aan so iets sou gedink het, mymer Maria. Maar weet jy wat, ek is mal oor jou idee.
Dankie, Lia skep moed. Dit is miskien 'n goeie ding om ten minste een persoon aan haar kant te kry. Iemand wat so af en toe kan help. Sy vertel verder, daar is mense in Bonsai wat sulke groot sementpotte maak. Ek het gedink om 'n paar van hulle te gaan koop en dit dan voor die stoorkamers neer te sit, sodat dit mooi lyk daar buite, plante en blomme in te sit. Ons kan dan maak asof ons die ingang na Peer en Aleid se huis wil mooi maak, maar eintlik is dit die troulokaal. Presies, maar nou moet ek eers die rok elders gaan ophang, sodat dit heeltemal kan droog word. Wel, daar's net een plek waar die rok waarskynlik die minste aandag sal trek, sê Maria, en sy strek en daar haal sy dit van die hanger af. Lekker, om net oor die 6 voet lang te wees. En waar het jy gedink moet ons omheen vat? Wonder Lia. Terug na jou ma, Emily se aantrekkamer toe. Gou gaan loer of ons die pad vorentoe oop is. Lia loer by die kombuis in. Sy verwag eintlik niemand. John is by Paula in Bonsai en Maria se skoonmakers en die huishulp is mos ook al huis toe. Niemand in sig nie, roep sy oor haar skouer en daarmee sluip sy en Maria teen die trappe op. Maria hang dit in die aantrekkamer op, sodat dit die laatmiddagson se strale kan vang. Maria vat so hier en daar, trek ook aan die nate, en toe lig sy die lae kant van die rok op en besluit, ten môre behoort dit heeltemal droog te wees, anders keer ek hom vir ons om, en dan later sal ons spuit en stoomwerk op die rok doen. Sy draai na die sluier, en daar trek sy haar neus op. Motbolle! Ek het nog nie by daai een uitgekom nie, sê Lia. Wel, kom ons pak dit volgende week saam aan, sê Maria. En asseblief my poplap, laat ek nou maar die rol van jou mamma speel, wat ongelukkig nie hier gaan wees nie. Vra vir my, as daar enige iets waarmee ek kan help. Natuurlik bring dit 'n knop in Lia se keel. Haar blaas sit mos net agter haar oë, en daar gaan staan sy sommer en huil teen Maria se bors. Hoekom is sy met tye so fragiel? Sy sommer lus en klap haarself. Is alles reg, my mensie, huil jouself leeg. Ons vroumense moet mos soms maar huil. Dan word die beter voel soveel lekkerder. Ag, dankie liewe tannie Maria. Maria haal vir haar 'n sneesie uit haar oorrok se sak. Plesier my kind, maar ek moet bieg. Dit is op stadium soos hierdie wat ek ook uit my hart uit wens dat jou liewe mamma ook maar hier kon wees. Wel, laat ons nie daar gaan nie, sê Lia en vat die sneesie by haar, en toe blaas sy al haar verdriet by haar neus uit en besluit, sy het klaar gehuil vir die res van die jaar en sommer vir die res van haar lewe ook. Gelukkig stap Gatto, Sergio se grys en swart streepies Afrika kat ook daarin en kom mel by hulle voete. Lia buk af en tel die diertjie op. Dankie tog dat iets nou haar aandag verf. Dit en die laaste verfwerk op haar potjies en bakkies daar in haar studio, sodat sy die oond kan bak. Ek maak vis en skyfies vir vanaand en 'n slaai. As jy en Sergio so teen 6:00 by ons kan aansluit, ons gaan sommer in die kombuis by die groot tafel eet. Nee, dankie Mariaatjie, ek sal hoor of Sergio saam met julle wil gaan eet. Of nee, moenie hom intel nie. Ek gaan sommer iets in my woonstel vir ons twee aan mekaar slaan. Ek is in die middel van 'n oond, wat ek vanaand nog wil aanskakel en deernag wil bak. Doodreg my kind, maar as Sergio dalk iets wil kom eet, jy weet mos ek maak altyd genoeg kos. Ek sal vir hom sê dankie tannie Maria. Lia gee 'n laaste kyk in die rigting van die rok, en toe stap sy met die kat in haar arms teen die trappe af. Vir die eerste keer lyk en voel die dingetjie vir haar faaitjie rond en vreeslik dragtig. Kom ons gaan werk nog 'n bietjie totdat pappa kom, gesels sy met Gatto, terwyl sy na haar woonstel en studio toe uitstap. Hy is seker al op pad huis toe. Vereers haal sy ontbeende hoenderborsies, 'n pakkie sampioensous, rys en gemengde groente uit. 'n eenvoudige ete wat maklik en vinnig is om te maak, terwyl sy aangaan met haar glasuurwerk en verf.
Die laaste teepot wat sy verf is in die vorm van 'n renoster. Die ding spoeg die vloeistof by sy horing uit. Op die deksel sit 'n baba renostertjie. So verdiep is sy in haar werk dat sy eers agterkom dat Sergio met 'n glimlag aan die ander kant van haar bliktafel sit en haar nou dophou. Sy gesig wys dat hy mal is oor die funksionele stuk beeldhouwerk wat sy vir 'n teepot aan mekaar geslaan het. Sergio staan op en kom plak 'n soentjie op haar kroontjie en toe op haar mond. En toe gaan skakel hy 'n gasvlam in die kombuis aan vir koffie. Wil jy by Mariale gaan eet vanaand? Vra Lia. Sy maak blykbaar jou gunsteling vis en chips. Alles is mos jou gunsteling kos. Dit klink lekker, maar hoekom lê hierdie hoenderporsies op die toonbank? Was jy van plan om kos te maak? Ja, ek het nogal gedink ek maak sommer vir ons iets. Dan kan jy hier by my sit en TV kyk terwyl ek werk aan die laaste stukkies van die oond. Dit is nou wel nie jou groot skerm TV nie, maar ons kan daarom kyk hier vandaan af ook. Wel, ek moet in elk geval eers iets op my laptop kom skryf, antwoord Sergio. En ek eet wat jy vir ons gaan maak. Baie dankie. Sit hy gelukkig nie 'n gesang op, omdat dit die heel eerste keer gaan wees wat sy vir hom iets moet gaar maak nie. Maar hy lyk nuuskierig en opgewonde daaroor. Ek hoop jy is dadelik honger nie, want ek wil eers baie ernstig met jou praat, Sergio. Ernstig? Die uitdrukking op sy gesig verander van behoedsaam na vreeslik bekommerd. Ja, ek moet ernstig met jou praat. Lia staan op, gaan skakel die stoof af en toe haal sy vir Sergio 'n bier uit. Sy skink sommer vir haarself 'n glasie wyn ook. Sy sit die botteltjie voor hom neer en toe gaan sit sy weer reg oor hom. Sergio, glo jy aan toeval? Hy skroef sy botteltjie oop, maar hou dit eers in sy hand. Natuurlik wil hy weet. Lia, is dit 'n strik vraag? Nee man, nie noodwendig nie. Glo jy aan toeval? Toe moet die man eers dink. Hy drink van sy bier en sy gesig lyk soos die van 'n veeartsenykundige student wat in sy finale jaar met 'n ekonomie vraestel voor hom sit. Nee, eintlik glo ek nie aan toeval nie. Ek dink aan die groter skemas van lewe en dat alles soos 'n legkaart met stukke in mekaar pas. Alles gebeur met 'n doel. Hoekom vra jy, Lia? Dan het ek nog 'n vraag vir jou. Is jy bygelowig, Sergio? Nee, Lia, jy weet ek is gelowig. En as mens gelowig is daar nie plek vir bygelowe nie. So kom aan, wat gaan aan? Wat het gebeur? Vra hy reguit en sit sy bier op die tafel neer. Hy kan nie gelyk drink, bekommerd wees en dink nie. Lia neem self 'n sluk uit haar glas voordat sy praat. My ma, Emily, het vandag gebel. Sy het vir my gesê, sy trou met 'n man wat sy daar ontmoet het. Of dalk het sy hom reeds geken, ek weet nie regtig nie. Maar sy vra toe of ek die troue sal wil bywoon, daar in Lissabon. In Lissabon? Jy alleen, of het sy gevra of ons die troue wil bywoon? Vra Sergio. En Lia kyk hom vas in die oë en toe erken sy. Ek dink sy het bedoel alleen, want sy weet nie van jou nie, Sergio. Ek het nog nie vir Emily van ons twee gesê nie. Wat? Sergio se gesig val, hy lyk teleurgesteld. Hy druk die duimnaal van sy regterhand tussen sy tande in en begin daaraan kou. Dit is iets wat hy altyd doen as hy onseker en kwesbaar voel. En dit gebeur nie baie nie, maar nou lyk hierdie groot man bekommerd, terwyl hy vra, hoekom het jy nie vir haar gesê nie? Wou jy nie? Was hierdie nie byvoorbeeld die ideale geleentheid om met haar oor ons ook te praat nie? Haar dalk en haar aanstaande te nooi na ons groot dag toe nie. Lia, dit sou seker die ideale geleentheid gewees het, antwoord sy. Behalwe, Sergio, en dit is wat dit so bizar maak, behalwe, hulle het besluit op presies dieselfde dag as ons, en sy het eers daaroor gepraat. Sjoe, dit is nogal toevallig,
Is dit nie? Spoeg hy die woorde wat sy gedink het uit. Sien wat jy bedoel? Sien jy wat ek bedoel? Toe bly jy stil oor ons en jy vertel nie vir haar dat ek en jy ook sulke planne het nie op daardie selfde dag. Nee, ek het nog gestaan en dink, hoe vertel ek dit vir haar? My ma se woordkeuse toe sy my genooi het was, Lia, as my enigste kind, sal ek jou graag hier wil hê. En toe spot ek met haar en vra, Sergio, en dit was net 'n grap, want ek kan my nooit my ma met 'n string kinders voorstel nie. Maar ek het vir my ma gevra, hoekom sy en John nie ander kinders ook gehad het nie. Hoekom was dit net ek? Ja, en? Sergio sien darm weer kans om sy bier op te tel. Versigtig, want hy's bang vir die klap wat kom. Hy teug en sluk. En toe stuur sy my vloer toe. Nee man, hoe gebeur so iets? Figuurlik gesproke, my ma het geantwoord dat sy 2 keer swanger was na my en dat sy miskrame gehad het. En toe praat sy oor miskrame. Dit was nie net sy nie, dit was my ouma en 'n niggie van haar ook. En sy glo vas dat die vroue in ons familie seentjie fetusse verwerp. Het jy al ooit van so iets gehoor, Sergio? Want as dit waar is, Lia byt op haar onderlip, dit is moeilik om nie te klink soos wat dit binne in haar voel nie. As dit waar is, Sergio, en jy het nog in die stilligheid gehoop op 'n seun eendag, verstaan jy wat ek vir jou wil sê? Dat dit nie ek sal wees nie, Sergio, en jy kan enige vrou kry. Dit hoef ook nie ek te wees nie. Jy kan net sê, my magtig Lia, wil jy alweer met my uitmaak? Wil jy my ring vir my teruggee en my voor die kansel in die steek laat? Sorry, so maklik gaan jy nie van my ontslaa raak nie. Nee, Sergio, ek wil nie van jou ontslaa raak nie, maar dink daaroor. Nee, Lia, hou jy liewer op met dink. Ek het al daarvan gehoor, maar daar is geen wetenskaplike bewyse daaroor nie. En wat maak dit saak as dit so is? Ek het lankal oor ons 2 gedink. Wel, ek sê dit vir jou, want dit is net nog 'n spyker in die doodskus van 'n moontlikheid dat ek en jy dalk 'n kind saam sou kon hê. Nee, Lia, hoeveel keer moet ek nog vir jou sê, ek trou nie met jou oor die moontlikheid of onmoontlikheid dat jy vir my 'n seentjie kan gee nie. Ek trou met jou, want ek is lief vir jou, en ek sien 'n toekoms vir ons 2 saam. Hy lig sy regterhand en nou sy wys en middelvinger styf teen mekaar. 2, Lia, so, ons 2, ons is genoeg. Ek het geen ander verwagtinge nie. Kato spring vir hom op die tafel en gaan lê voor Sergio, en die uitdrukking op die man se gesig word sag. Ok, is 3 van ons vir nou, totdat ons skat babetjies gebore word, en as ek so na hierdie lyfie kyk, is dit binne die volgende 2 weke. Lia staan op om eie te skil en te sny. Sy haal 'n pot uit en gooi olie daarin, en terwyl sy die hoenderborsies roerbraai, sit sy water in 'n ander pot vir die rys. Die groente en slaai kan eers wag tot hierdie gaar is. Sergio kom staan met Gatto by haar in sy arms in die kombuishoekie. Nou wil ek eers hoor, ons het nog nie klaar gepraat nie. Wat beplan jy nou eintlik om te doen? Gaan jy ons troue op die ys sit, om eers jou ma se troue te gaan bywoon? Nee, ek was nie van plan om haar troue by te woon nie. Met al die potte nou aan die gang, was Lia haar hande en stap terug na die tafel, waar sy glaseer op die renoster gaan sit. Sergio drentel agterna en sit vir Gatto op die grond neer, maar dit is nie goed genoeg vir die kat nie. Sy spring voor hom op die tafel en gaan lê op Lia se handdoek. Nee Lia, hierdie ding is nie reg nie. Buitendien, ek dink dit is tyd om vir jou ma van ons te vertel. Trouwens, Sergio steek sy hand uit en tel haar foon wat daar naby hom op die tafel lê op. Ek dink dit is my plig en voorreg om my aanstaande skoonma van ons planne in te lig.
Miskien sommer 'n paar woorde met haar te praat en hoor hoe voel sy oor ons voornemende huwelik. Dalk moet ek haar vra of sy en haar verloofde lus het om ons spesiale geleentheid by te woon. Is jy nou heeltemal stapelgek, Sergio? Wat van John? Wat van John? Ek dink jou pa is oor jou ma Emily, so oor haar as wat enige ex kan wees oor iemand. So oor soos jy en Katja. Nee, oorer, meer oorer, oorste, beklemtoon hy. Lia, die lewe is te kort vir hierdie soort komplikasies. Sergio, moenie maak asof almal se lewe so eenvoudig en ongekompliseerd is soos joune nie. Almal het nie 'n familie soos jy nie. Die woorde is uit voordat sy dit kan keer. Familie ja, net soos was jou familie ook dalk sou gewees het, as jy bereid was om op te maak met jou ma en daaroor te praat, met John en met Emily, en dalk met Paula ook. Kom jy nie agter jou ma is besig om na jou toe uit te reik nie, met alles in haar. Mag ek haar asseblief bel? Sergio, jy mag doen net wat jy wil, want ek gaan nou slaai maak. Wel, stuur vir my 'n nommer. Stuur hom vir jouself, jy sit dan met my foon in jou hand. Om die waarheid te sê, gebruik sommer my foon en bel haar terug. Dit is die laaste nommer wat na my foon toe geskakel is. OK, en jou waaragtig. Sy kyk nog so vir hom, daag hom met 'n yswindjie in haar gesig en waarskynlik in haar blou oë ook uit. Toe bel die man al. Sit die foon op luidspreker en damp dit op die tafel voor hom neer, sodat Lea ook kan luister wat gepraat word. Lea, roep Emily se stem verras aan die ander kant uit. Ek het nie verwag om so gou weer van jou te hoor nie. Ek hoop jy het goeie nuus oor die uitnodiging. Sal jy asseblief troue toe kom? Hi Emily, dit is nie Lea wat jou bel nie. Dit is Sergio Martinez. Onthou jy my dalk nog, die veearts, die man van die leeuplaas, wat mos jou pa se woonstel hier op Hurters huur? Natuurlik onthou ek jou, Sergio, maar wat gaan aan? Hoekom bel jy van my kind Lea se foon af? Het iets met haar gebeur? Sergio lag effens. Nee, Emily. Of ja, iets het gebeur, maar gelukkig nie met Lea nie. Iets het met my gebeur. Ek was gelukkig genoeg om die oulikste vroumens hier op Hurters Retreat raak te loop. Die dat ek haar gevra het om met my te trou. John is saam met ons bly. Ek hoop graag dat dit jou goedkeuring ook sal wegdra. Het ek werklik 'n sê oor die saak, Dr. Martinez? Van wie praat jy nou eintlik? Ek praat van Lea. Ek praat van jou dogter. Wel, dit is Lea se besluit om te neem. Daar is net iets wat ek nie verstaan nie. Ek het vroeër vandag gebel en met haar gepraat oor iets anders en sy het vir my niks van julle gesê nie. Miskien was haar voete 'n bietjie onder haar uit, antwoord Sergio, want die iets anders waaroor jy met haar wou praat, gebeur op dieselfde dag as wat ek en sy gekies het om ons ding te laat gebeur. Ons troue. Stilte. Is jy daar, Emily? Vra Sergio bekommerd. Ek is, Sergio. Hoekom het Lea nie vir my gesê nie? Miskien kan jy dit eendag vir haarself vra. Ek weet nie hoekom sy nie vir jou gesê het nie. Sergio trek sy skouers op. Ek raai dat dit dalk iets te doen het met die feit dat Lea glo dat jy nooit in jou lewe weer jou voete hier op die mooie Hurters Retreat sal wil kom sit nie. Miskien het sy gedink om jou net na die tyd te laat weet dat ons getroud is. Dit klink soos 'n vraag en sy oë is op haar gerig. Lea trek haar skouers op en wonder of hy net die spyker op sy kop slaan nie. Sy sou seker een of ander tyd vir haar ma moes gesê het, dalk net so by the way, dat ek en die mooi veearts toe uiteindelik getroud is, op dieselfde dag as wat jy en jou ewige liefde trou gesweer het. Oor Hurters Retreat, jy is reg, Sergio, dit is mooi daar, en ek mis die plek, maar as vakansiebestemming. Maar Lea is reg, ek durf nie weer my voete daar sit nie. Emily se woorde kom skaars hoorbaar oor die selfoon. En die enigste rede hoekom ek dit nie wil of kan doen nie, is omdat ek nie vir John verder wil seermaak nie.
Ek het hom nie meer lief as man nie, maar ek het nog die wêreldse respek en deernis vir hom as mens, dat ek hom nie wil seermaak nie. Die woorde laat Lia oomlik snak na asem. Dit is goed om te hoor. Die snak word 'n snik, en sy soek alweer 'n sneesie, en sy wou eers volgende jaar weer huil. Sy sien hoe Sergio 'n oomblik bekommerd na haar sit en kyk, en sy lig 'n duim. Hy moet hom liefs nie aan haar steur nie, sy is alright. En as jy weet dat John okay is, dat hy aangegaan het met sy lewe en weer gelukkig is, Emily, sal jy dan kom kuier, vra Sergio, en sal jy dit dalk oorweeg om na ons troue toe te kom? Ek sal nogal, maar ek kan dit nie sonder die nuwe man in my lewe doen nie. Daar is weer 'n lang stilte. Ek verlang verskriklik na my kind. Ek weet dat ek haar soms in haar lewe verwaarloos het, dat John se ma meer die moederfiguur in haar lewe was. Lia sou eerder dinge wat saak maak met my skoonma bespreek het. Te verstaan is seker, hulle twee het veel meer tyd saam spandeer as ons, met die dat sy daar skool gegaan het. Maar sy is steeds my kind, Sergio, my enigste, verstaan jy dit? Natuurlijk, Emily. En dan is daar die Da Silvas, Jesu, wat intussen sy eie ou kindertjies het, 'n tweeling seentjies nogal, gaan Emily aan, en jy sal hulle ook seker wil sien wanneer jy kom? Vir die troue? Sal julle dit regtig oorweeg om my te nooi? Sy beantwoord haar eie vraag. Natuurlijk nie, maar as julle bereid is, of julle dink dat ek en John redelik beskaafd in mekaar se geselskap sal kan verkeer, en as julle bereid is om my en Carlos saam na julle troue toe te nooi, want ek sal ons troue 2 weke later aanskuif, omdat ek nou hoop dat julle ook hiernatoe sal kom vir ons geleentheid. Ek weet mos dat jy ook oorspronklik van Portugal is, daar hier van Lissabon. Net miskien wil jy vir Lia kom wys waar jy as kind gewoon het, Sergio. Sy was nog nooit in Portugal nie. Wel, ons nooi julle met die grootste liefde, antwoord Sergio. Nou wonderlik, dan nooi ek julle asseblief terug na ons troue toe. 2 weke later, as dit reg is, Sergio. As dit van my afhang, is ons daar, en ek is seker, ek sal vir Lia ook kan oortuig, antwoord hy, en kyk op na haar toe. Word vervolg.